Hortnek! Roereiskade! Kom. Go. Meneer Hofmeijer. Professor. Dit wil vir my voorkom asof u en die twee vriende nog nie weet hoe om in 'n klas te verskyn. In die vervolg sal ek verwag dat u ordentlike baadjies, dasse en beskaafde skoene aan. U mag nou gaan. Bedoel jy ons met waai? So iets. Verskoon ons, professor. Verskoon ons, professor. Verskoon ons, professor. You need a shave. Danke schön. Setzen Sie sich. Spot. Did you say something, Mr. Hofmeijer? I said it's better to reign in hell than to serve in heaven, Professor. Paradise lost. Now, may we please be excused. If you know Milton so well, Mr. Hofmeijer, you should know the other one too. Awake, arise, or be forever fallen. Heil Hitler, Mr. Hofmeijer. Heil Hitler. Sê julle is van Hursvat ons Milton. Maar ek weet dis 'n sakker van Paradise. Ag, hou jou bek, Morg. Ek's nie alder sien nie. Hoe moes ek geweet hy gaan op 'n trip oor Banyan? Kan das man, moenie bad voel nie, dis okay. Ek traai al 2 jaar vir Engels 3. Nou wat's nog 'n jaar man? Dis maar jy het 'n ryk pappie met wel en jy tyd aan jou kant. As ek my Kersfeeskaartjie van die wasjaar kry en ek vat die job as dit Amy vir my nog voor die klopsie Dubai gesê. Dink jy jou pappie gaan vir my ook betaal? Los net vir John uit, dis nie sy skuld nie.
Volgende keer spot ons dit beter. Soos wat? T.S. Eliot? Nee, maatjie. En dan laat ek jou nou sê, hierdie bootjies wat van nou af alles. As die revolusie die dag kom, dan sit ek met 'n bakkalaris. Ek soek nie van die soutmyn nie, so chips. Jy ry nie weer op Swieraad nie, okay? Dankie, ek wil buitendien al lank al daai laboratory met vir my 'n bietjie afskud. Windgat. Hy is 'n skies met 'n manies psigopatiese megalomanie. Die simptome is depressiwiteit. Ga jou bek. Zeg heil! Kom in, varknek. Ja. Skot, varknek. Kom. Okay, meneer. Sorry. Oh, ons is jammer. Kyk jy daar, so. Gelas. Kippie. Wat maak jy? Ek swat, wat maak jy? Ek nou, man. Jy seer gekry. Damn it, man, Candace. Ek het Saterdag gym kampioenskap. Kon jy nie damn kyk waar jy ry nie? Ek kyk waar ek ry. Weet voor wie ingedraai anyway. Jy het net jet hier afgekom, man. Wat dink jy is dit die anyway, die speedway? Ag, kyk wat het jy gedoen, man. Kyk hoe lyk my fiets. Nou, Candace, jy derde waar nog nie verander nie. Ek is nog net so oud. En jy? En jy miskien verander. Nog altyd 'n bek soos 'n bliksker. Vra nie eens wie het gedryf nie. Nee, neem sommer aan as my skuld. Nou, wie dan gedryf? John het gedryf. Nou luister hier so, John, wie ook al, kom ek sê jou een ding. Jy betaal vir daai bicycle, hè, en jy betaal vir die dokter. En as ek Saterdag nie kan deelneem nie, dan vat ek jou en jou hele familie. Candace vat my huis toe. Wie dink jy sjant jy rond, hè? As jy lift wil jy aanvra jy my, okay? Hoorie, ek is vreeslik sorry, man. Maar julle twee moet nou nie staan beklei nie. Kom, tuurlik sal ons jou 'n lift gee. Kom ek help jou. Kyk hoe lyk julle. Jy kan dat jy toe regtig waar nooit groot geword nie. Ek het jou mos gesê. Wat gesê? Ek is lankal al getroud en dan speel jy nog Cowboys en Crooks. Kiep. Is jy getroud? Nog nie, maar amper. Wanneer? Oor 4 weke. Nee, Kiepie, jy kan nie. Ek en jy het 'n deal gemaak, ou sussie. Was dan staan er 3 Candace. Varknek. Vat die baie kos huis toe. Kom Kiepie, ek jou huis toe vat. Jy kan voorsit, kom. Okay. En waar dink jy gaan jy heen? Wel, ek check in by jou diekse. As jy bedoel jy wil saam met my opkom woonstel toe om kas om koffie drink en dan te begin vryer geraak, vergeet dit. Man, as ek wil vryerig raak, as dosyne vere wat vrek vir my lyf. Dosyne vere. En as ek wil koffie hê, dan vat ek 'n koffie toe. Veral nou gesê, Predie se dogter is ook. Jy weet Candace, jy's nog net so misluks soos altyd. Dankie Vader, ek het ontslaag geraak van jou. Alright, Kippie. Nou jy weet jy haat my nog en ek haat jou. Kom ons gaan drink 'n koppie koffie by die koffie. Okay. Maar vat net jou hande van my af, Candace. Check net 'n bietjie hoor, ek's nou terug. Moenie worry nie. Dis 'n lang job hierdie. Jy het mooi geword, Kippie.
Dankie, Candace. Wat swat jy? PC wiskunde, toegepaste wiskunde en rekenaarwetenskap. Jy gaan natuurlik al 3 kom, né? Ek hoop so. En jy? Ek, Engels. Jy lieg, Candace. Maar anyway, ek gaan nog my M swat. No problem. Volgende jaar. O so, en hoe ver trek jy nou? 3de jaar. Engels en Latyn. Latyn. So jy het 'n paar jaar langs die pad verloor, hè? Ja. O ja. Ja, Hoekom? ek was nie tronk gewees. In die tronk. Hoekom? Ag, die kar gesteel. Jemmel, Candace. Hoe kon jy, man? Ag, Kippie, jy weet maar hoe gaan dit, jy weet dus. Kom maar met... Hel, amper vang jy my weer vir 'n bloemingsakker, hè? Jy is 'n kompulsiewe leienaar. Eintlik dink ek jy moet 'n sielkundige gaan sien. Ek dink jy's 'n siek man. Hierdie troustorie, is dit nou genuine? Dis genuine. Wie wat? Dit was damn onvolwasse van jou om ons keus te breek deur ek jou fleksel afgesny. Ek kon jou getrou het, Kippie. En nou drop jy my, né? Ag, Candace, dit was sommer drome daai man. Dinge is anders as ou groot word. Net as jy wil hê dit moet wees. Jy het nog net so slim weg soos altyd, hè? Candace, ek is fout, man. Ek dink my rips af. Is jy seker? Man. Oh, jy weet. Ek vat jou hospitaal toe. Kom. Dis nie nodig nie, man. Dis nie so ernstig nie. Kom, Kippie. Candace, ek gaan nie hospitaal toe nie, man. Dit is nie nodig nie. Dan weet ons dan ten minste. Kom. Ja, maar tog, man. Kom. Dit is nie my pad wat af is nie. Hoe lyk sy? Rip af. Sy sal 'n dag of wat hier bly in die hospitaal. Kan ek daar sien? Ja, gaan maar. Alex, jammer die ongeluk. Dit was presies jou skuld nie. Jy het presies gedryf nie. Nee, ek het vir jou gelieg. Maar jy het gedryf. Toe maar. Dit was tog net 'n ongeluk. Ja. Sal ek jou pa bel? As jy wil kan jy vir Louis laat weet. Hy is by die Landroshowe aanklaer. Louis Swart. Louis Swart. Is dit die ou met wie jy gaan trou? Hy kom van Winterhoek af. Ken jy hom? Al sy pa skip hom op die myn was as dit my neef. Neef. Dis 'n klein wêreld. Sien hom vir my pa. Kiep ek sorry oor die gymkampioenskap. Hoor hier. Hou nou op om te sê jy is jammer en gaan bel vir Louis. Ek dink nie op sterwe nie. Is jy okay wees? Tuurlik sou ek okay wees, man. Toe wyn. Julle twee het mekaar gegryp asof die son vir die eerste keer vir julle opgekom het. Ja, maar sy's 'n grand girl, hè? Het jy mos gesê jy het kop verloor het, ek? Wel. Jy moet die ou sien met wie sy gaan trou. Dis om van te ween. Kom. As jy moet 'n ongeluk seker, dan moet jy by die polisie aanmeld. Ons kan later oor die besonderhede gesels. Goed doen, nee. Hallo Louis. Wat dan? Dominee. Wat dan? Dominee onthou my seker nog. Natuurlijk ken ek jou. Jy ken my ander dogter, né? Maar jy's mos Candace Hofmeyr. Jy's mos die ouetjie wat daai nag maar die bye in die kerk losgelaat het. Kip, ek het vir hierdie gebring. Dankie, Candace.
Wim, kan ek jou oomblik buite sien asseblief? Sure. Verskoon my mevrou. Sweetheart. Jy is nie 'n derde party nie. Ek skat die ding sal nooit oor 'n padtoets kom nie. Luister, ek glo nie dat enigiets met jou te doen het. Ja, dat sal ons nog moet sien. Okay, Wim, ek gaan 'n goeie raad gee. Gaan meld maar liewer die ongeluk aan. Jy gaan ongelukkige held se boete kry met nie 'n derde party aan dit nie, maar ek dink dis die minste van jou probleme. Ons gaan 'n eis teen jou derde party konsortium instel oor die ongeluk en hulle gaan jou dagvaar. Nie dat jy jou probleme hoef te gee nie. Jou pa het mos baie geld. Maar ek kan nie sien hoekom ek hom moet ons sien nie. Kippie gaan niks omtrent die ongeluk doen nie. En jy weet dit, Louis. O, ek weet dit. Ons sal sien, Wim, ons sal sien. En haar naam is Debbie. D-E-B-B-I-E. Oh. Dis 'n hele familie ding, hè? Ja, dis 'n familie ding, as jy wil. Jou pa het ons familie byna uitgeroei. So ek voel niks vir jou nie. Niks nie. Jou pa het sy deel van die plaas onder hulle uitgesyp. Kyk, ek gaan nie daaroor argumenteer nie. Ek weet wat 'n dele julle daaraan gehaal het. My pa vandag 'n skipman is met myntere. En moet dit tyd geword het julle begin betaal. Jy weet julle swart het nog altyd dieselfde moeilikheid. Sodra daar iets verkeerd gaan, dan skuif jy die skuld by iemand anders. Julle Hofmeyer het mos 'n gladde bekke. Kom ons kyk hoe praat julle gemors het. Dit is om van te ween. Wat is jou se hang-up? Ag, sy pa het hulle deel van die plaas uitgesyp. Toe koop my pa op 'n fandisie. Ja, dis alles onskuld. En die bestuurder enige alkohol gebruik voor die ongeluk gebeur het? Hel, nooit. Okay, nou maar goed. As net die derde party besonderhede kry, staan die voertuig buite. Is die ding padwaardig? Natuurlijk. Die derde party het lank al geval. Genuine. Ek sou vrees ek sou moet opplak. Ja, maar ek skuldig. Ek sou skulderkenning betaal. Ek bevrees dit werk nie so nie. Jy moet hof toe gaan, meneer Hofmeyer. Hof? Wat is die boete? 100, 150 rand. Oh, kan das, man. Pleit onskuldig. Dalk is die landrosse okay ou baas en hy los jou. Slangvel. Ja, meneer. Bring vir my 'n mooi klein blommetjie. Vir 'n mooi klein meisietjie. Ja, oké. Skip al die hospitaal uit. Jep. Is hier. Jep. Kan ek haar sien? Maar Christine, wag. Hoekom kan ek haar nie sien nie? Herren verboten. Wat? Ons laat die mans in die woonstel toe. Okay, kan ek haar nie voordeur sien? Hoorie so, jy met jou jip, jy spraakprobleme of wat? Cheers, jy's nog net so agterlik soos altyd. Hoorie man, ek wil net kyk of die girl okay is. Ek is nie Jack the Ripper nie. Debbie. Okay. Oh, nou kan dat. Ek sorry. Ek het jou blom gebring. Kan dis as jy nog iemand vir my sê, jammer, ek gee jou gif. Das iets wat ek nog wel gevra het.
lentedans. Dis Saterdag aan toe. Nee. En hoekom nie? In die eerste plek, ek's verloof. In die tweede plek, my lyf is seer. En in die derde plek, ek sal nie met jou gaan nie. Al is ek nie verloof nie, dan is my lyf nie seer nie. Vra vir Christine. Sy vrek om gevra te word. Is reg? Ja. Oké, is gevra. 7:30. Ek vrek oor dankbare meisies. Bye. Dis ek 'n keer vir jou wickets te sien. Speedy Gonzalez het niks op kan, dat hoef my nie. Mr. Collier, that's all. Thank you, ladies and gentlemen. Mr. Hofmeyer, may I have a minute of your precious time? Meneer Hofmeyer, kansen is goed om volgend jaar weer hier te zitten. Ja, prof. Weet je wat is uw IQ? Ja, professor. 145. En hoe weet je dit als ik mag vragen? Wel, professor, als je zo slim soos ek is, dan werk je hem zelf uit. Meneer Hofmeyer, die geniale logica verstomt mij. Wat dink jy is John Kloete en Van Staden se kans om deur te kom? Sonder my 'n 0, professor. Regtig? Hoekom sê jy so? Oh, prof. Wel, leer dit net nie. As ek nie vir 'n spot nie, prof, gaan dit in elk geval nie maak nie. Luister, meneer Hofmeyer, laat ek nou vir jou iets sê. Jou kans om die einde van die jaar raak te spot is om dit baie liggies te stel, beperk. Jy mag dalk 'n hoë IQ hê, maar jy's definitief nie 'n kruis tussen 'n profeet en 'n komputer nie. Totsiens. Meneer Swart. Wat is dat? Kan ik je voorstellen? Meneer Winterbach, procureur, Dr. Goldberg. Ag, maar my kennis. Ek veronderstel so wat met die derde party is. Ja, ek weet nie of jy al voorheen by so 'n eis betrokke was nie. Ons wil basies eis vir die verkritsing se mediese koste. Ons wil graag van die sertifikaatie wat die besering beskryf en die ekstrale. Dis redelik eenvoudig. Is dit al? U sien dokter, dit werk so. Die juffrou is 'n besonder goeie gimnas. Sy sou aanstaande week aan die proewe deelgeneem het. Sy kan nou nie meer nie. Dit beïnvloed die eis. Nou ja, as ons uitvind dat sy 'n besering het wat haar latere toekomstige inkomste kan beïnvloed, sê nou maar permanente of 'n tydelike ongeskiktheid om haar beroep te beoefen, dan maak die eis net soveel groter. Of nee, wat die juffroukie gaan onderwys gee. En dit daai het jy rap lank al vergeet. Nee, wat daar gaan geen permanente skade wees. Is jy seker daar's nie dalk 'n ander besering wat later sal blyk nie? Wel, jy weet hoe dit gaan, hè. Mens behaal jou pasiënt vir die besering waar hy klaar, tensy daar iewers groot fout is. So 'n gebreekte ribbetjie, dokter. Dis 'n pynlike besigheid, is dit nie? Oh, enige breek is maar pynlik, ja. Hoe lank sal dit vat om te genees? Nou, as sy haar stil gedra, sou ek sê so 3-4 maande. Jy sien, dit is 'n baie moeilike plek, 'n mens kan glad nie daar spalk nie. Ja, ek sou sê so 3-4 maande. Nou ja, dis dit. Kan jy vir ons daai sertifikaat gee, dokter? Ja, seker. Kom ons gaan op na my kantoor toe. So, je hart trek maar met 'n punt, hè? Ja, dit help nie. Ek het nou 'n beenoefening gedoen, maar ek kry te seer. Ek het jou gesê, jy sal die seisoen maar moet aflê. Ja. Maar jy weet, ek kan dit nie verstaan nie. My roep voel alright, maar my tone is half dood. Ek het so 'n speldenaalde gevoel. Het jy rug seer gemaak? Dalk is dit my verbeelding. Dalk is dit môre beter. Cheers, ek moet nou waai. Hallo, Kip. Hallo. Ek het jou bike vir jou gebring. Ek het my as afgewerk om die damn ding reg te kry, maar ek dink hy's nou okay. In die eerste plek, dis nie 'n bike nie, dis 'n fiets. In die tweede plek, die eerste jaarstop reggemaak, nie jy nie. Jy het my gesê. Maar ek het gesupervise. In elk geval try hom.
vir my effens lopsided, man. Ek sê nou met jou rib af is, man. Jy's effens lopsided. Hey, Kiep. Kandas, kon jy kyk waar jy ry nie, man? O, nou is alles my skuld. Alles is my skuld. Kiep weet nie hoe om te kyk waar sy ry nie. Alles is nou my skuld. Jy en Louis sal goed gehad. Luister, as jy probeer om vir Louis sleg te maak, vergeet dit. Ek en hy gaan trou, Kandas. Methinks the lady doth protest too much. Shakespeare. En wat bedoel jy nou daarmee? Wel, jy is heeltyd besig om te verdedig. Het jy dan verdediging nodig? Luister, Kandas. Ek gaan nie vir jou kwaad word nie, hoor. So spaar jou bloeming asem. En dankie vir die fiets in elk geval, hoor. Ek waai nou. Hey, Kiep, wag nou, man. Ek wil met jou praat. Hang 'n bietjie aan. Dis Engels. Ons ou se jaarpunte is baie swak. As jy ons gaan help, nie gaan ons nie maak nie, Kiep. Ek julle help met Engels. Wel, jy ken die computers. En dan moet 'n manier wees om die prof se vraagstel op 'n of ander manier te spot. So, ons vat die laaste 15 jaar se vraagstelle en ons gooi hulle in daai masjien. Miskien bring hy antwoord uit. Miskien. Hallo, Kiep, maar jy moet ons help, hè? Ek sal daaroor dink. Sien jou. Nee, wat? Die akademie is nie vir 'n braai ou soos ek. Ek meen, vat maar vir Shakespeare. Regte grimme. Hey, Varknek. Meneer? Weet as laat se pompies mooi skoonmaak, hè? Reg, meneer. Wil nie vanaand 'n klankie ryk as ek hy meisie uitvat. Reg, meneer. As jy klaar is, gaan was die meneer sy hemp vir hom. Wat hemp, meneer? Ek bedoel nie wat hemp, daar is net een hemp. Hierdie meneer se naam is Louis Luiten. Reg. Hang so lank met John se pak vir my uit, dat ek kan lig kry. Right, meneer. En kry so lank 2 oudjies op stem, maar in geval sweer dat nie wil knorre nie, okay? As jy 'n meisie uitvat, is dit meer as 'n militêre operasie as 'n vleiery. Ek sê nog ons moet die agterste 2 pompies uithaal. So 'n bietjie lêplek sal geen veer kwaad doen nie. Meneer, moet ek die pompies uithaal, meneer? Ja. Nee, help. Daai soort roulette is nie my sien nie. As hierdie meneer van jou die dag trou, is deur hy wil, nie oor hy moet nie. Ek is bly ek's hier. Ek wil jou al gesê het. Ons het al gewerk in die derde party. Ek sê dit vir jou so jy kan dink ons konkel agter jou rug nie. Ek sien. Ek het my prokureur aan die werk gesit. Ons het al reeds al die mediese sertifikate en al die rekeninge gekry. Die eis behoort omtrent so R2000 te wees. Dit kon erger gewees het. Dit maak jy natuurlijk baie gelukkig, nee. Wacht 'n bietjie, want ek dink jy verstaan my verkeerd. Ek het niks teen jou nie, ek kom maar net nie jou pa moet 'n bietjie opdok. Sê my, weet jou ma van jou helderdaad? Sy het lankal nie meer simpatie vir haar broer nie. Nee, dit gaan jou nie help om familiesentiment in te bring nie. Jou pa het sy sentiment lankal doodgemaak. Wel, as jy nie meer so verskoon, ek dink Christine nog vir haar kook. Dis baie cool, koppe. Ek, Louis. Dit sal nie help as ek my knieë voor jou gaan nie, sal dit? Soos jy gesê het, ons is ryk. So R2000 sal niks in my pa doen. As jy my nou sal geskoon.
Maar wie julle dan nie? Dis een Tara. Tara? Waarvoor? Skokbehandeling. Megalomaniese psigopatie. Ag, ek moes vergeet dat ek met haar praat nie. Dat is oké, jy hoef nie daaroor te worry nie. Ek bedoel, ek's nie 'n monster nie. Een van die psigiaters het 'n verhandeling oor my geskryf. Net ek het seker stuiptrekkings gekry. Het my later toegesluit in 'n sagte sel. Nou, uiteindelik het hulle toe 'n lobotomie gedoen. Dit is nou die verwydering van die voorste breinloop. Kyk man, daar is sekere dinge waaroor mense spot en geestelike gebreke is een van hulle. Kom nou man, Louis. Kan dit met 'n grap gemaak? Daar's 'n verskil tussen humor en 'n siek grap. Kiep, kom ons gaan dans. Ek wil nie julle twee moet oor my vas. Sy gesig gesien. Sê vir my, hoekom is dit altyd so dat die mooiste meisies altyd met die grootste ouens moet trou? Kyk. Ek gee nie om met jou te dans nie. Maar ek gaan nie Louis met jou bespreek nie. Wel, ek het 'n idee. Wat? Jy los hom aan tree in my, hoe klink dit? Weet jou moeilikheid is, jy's 'n dropout. Ek het ook gecheck op jou. En jy het afgechop laas jaar. Oh. En ek meen, dis sommer net van slegtigheid, weet jy. Jy het die hoogste IQ gehad in jou hele matriekklas. Maar Kiep! Het ek je vertel toe ek in die metro in Parys gesing het en 'n gitaar gespeel het? En dit het om te eet. Is dit nou weer een van jou liegstories? Kiep, ek is nou genuine. Ek was 'n jaar in Frankryk. Ek kan Frans praat as dit uit my mond uitkom. Je suis de moi, le gentil, bourgeois. Jy's mal. Hoe kon dat nie nou? Ek ken Frans ook, Boerie. Ek gaan elke dinsdag aand Allianz Français toe. Weet jy wat? Ek begin al hierdie storie van Tara glo. Probleem, big probleem. My sussie het haar kop agter mekaar. Sy en Louis gaan trou. So wat's verkeerd met my? 7 jaar werk verraag en dan kry ek verleer. Sal 23. Louis, wat nou? Wat's nou verkeerd? Die dans het dan skaars begin, man. Wat se gekiepie en kandasse met jou en Wim, hè? Dis vir skoolnaampies daar. Dit beteken niks nie. Probeer Wim by jou aanlê of wat? Ag, jy's laf, man. Jy moet geniet hoe hy aan die ander kant van my gek probeer maak het. Jy geniet mos sy simpel geselskap. Jy weet, ek kan hierdie ding tussen jou en Candace nie verstaan nie. Julle is neefs, man. Kyk man, die feit dat my ma en sy pa toevallig broer en suster is, beteken niks, absoluut niks.
Hy het nog nooit in sy lewe 'n ding verdien nie. Hy's 'n parasiet gebore en hy sal een doodgaan. Maar ek skat hy geniet sy lewe meer as jy. As hy dan so wonderlik vermaaklik is, kom vat jy hom dan nie, hè? Moet jou nie vir my loop oor jy nie van hom hou nie, hoor. Kom ons gaan huis toe. Ek wil nie huis toe gaan nie. Nou goed. Bly dan. Wat is 'n mooi gemors wat jy hier het. Mens kan vir jou lekker beachbuggy hiervan maak. Oh. Ek sê jou wat. Ek koop hom by jou. Hoeveel? 2000. 2000. Maar jy's getik kan das. Die ding is moeg man, nou kon dit hoor te hier ingery kom. Okay, 300. Sorry oupa. Nou deal. Waar kom jy in die stuk skrap? Ek het so by aanhou gekoop pa. Lekker manier van jou bos, hè. Ons moet tee. Een skink vir jou, ons het al gehad. Dankie pa. Gaat het op universiteit? Goed, dankie pa. Vrouw, dankie pa, meen je zo. Ek sal deurkom. Ons hoop so, man. Ons hoop so. Ek, jy is Gerard, nou ook my mond van die kind af. Dis nie jou geld wat hy gaan mors as hy nie deurkom. Anyway, hy sê mos hy sal deurkom, so wat knaar jy? Ja, maar hy het met sy tweede jaar ook so gesê, het hy nie pa. En Louis van Kobe, waar is die nou al lang al klaar? Ag, Louis van Kobe is 'n klein twak. Ja, ek weet my, mors nie geld het nie. Ek het pa nog nooit vir 'n sent kom vra tot vandag toe nie. Jy sê dit ook nie gekry nie. Maar jy sien, ek glo 'n man is 'n man as hy op sy eie stoom kom waar hy wil wees. Eendag gaan jy vir my sê dankie daarvoor. Ag, shut up, Gerard. Ek is moeg vir die ewige gebeelblaasery oor hoe goed jy is. En jy het baie geluk ook gehad, moenie dit vergeet nie. Wat 'n geluk? As Kobe nie so 'n vrotsige vent gaan trou het nie, het jy nooit jou hande op haar plaas gekry nie. Wil pa nou vir my verwyd oor ek onder plaas gekoop het? Nee, man, ek verwyd jou nie. Ek is bly jy het ingespring. Maar ek is nie bly my dogter sit vandag in 'n mynhuis op die rand nie. Is dit my skuld, pa? Is dit my skuld? Verskoon my, ek gaan nou ry. Ek is moeg vir hierdie storie en ek is moeg vir pa se helde daar. Sit! Nee, dankie. Ek weet reeds wat ek wou geweet het, pa. Ek wou vir hulp kom vra het. Maar ek moes seker van beter geweet het. Wim, kom terug hiernatoe. Hoekom? Sodat pa my kan dwing om die hele storie te vertel en so pa op die einde kan sê, jammer, 'n man is dit 'n man as hy homself kan wees. Verskoon my. Jy het gesoek hiervoor, Gerard. Wim, wag vir my, ek ry saam tot op die dorp. Kom ek gaan koop vir jou 'n dop. Alright, wat is die moeilikheid? Ek het 'n meisie raak gery op. Louis Swart se meisie. Nou wil dit in my eis. Hoeveel? R2000. Nou, is die meisie gaan dood of wat? Nee, is dit net effens seer gekry. Ag, man, Louis is 'n stuk strooi. Enige meisiekind vir hom is die R250 werd, nie cash. En enige magistraat wat sy sout werd, sal dit dadelik raak sien. Right, vergeet daarvan. Ek sal met Kobe gaan praat. Nee, oupa. Vir daai mense kruip ek nie. Maar ons ek liewers universiteit en ek gaan werk. Jy is net so balhorig soos daai pa van jou. Luister, Candace. Was net een siekte in die familie. En dis julle verbrande stywe nekke. Kyk ou. So af en toe in jou lewe dan vat jy jou moed in jou hand. En jy gaan klop aan 'n ander man se agterdeur. Nee, oupa. Ek klop aan geen ou se agterdeur. Jy was dan bereid om vir jou pa te kom kruip. Nee, ek wou nie vir my pa kruip nie. Daai R2000, wel, ek het nou wel skuld aan want ek het die kar gedryf. Maar as hulle wat hom haat. Hulle eis alles van hom, oupa. Hy het ook skulde aan. En oupa weet, hy het nou soos 'n vark gedra voor hulle. Dis die ding. Weet oupa wat het ek eintlik hier kom maak? Ek wou net kom kyk of hy ook 'n deeltjie van sy skuld sal bydra.
Nou, ek moet maar net R1000 kom leen, dis al. En jy het regtig gedink jy sal dit hier kom kry? Nee, ek het nie gedink ek sou. Nou wat dan? Ag, oupa. Partykeer gee 'n man 'n kans in die lewe om homself te rehabiliteer en as hy dan nie wil, Rehabiliteer. Ek wens hy was nou hier. Hy draai jou nek vir jou om as jy dit hoor sê. OK, wat van die ander 1000? ag, ek weet nie. Betaal ek volgende jaar af as ek begin werk of? Kan dis man, ek het nie geld. Oupa, maar ek het oupa mos nog nie vir geld gevra nie. Luister, Kandas, moenie vir jou met my hare gat hou nie. Nee, oupa. Ek het nog nie klaar gepraat nie, man. Ek het nou wel nie die geld nie, maar ek ken die bankbestuurder. Wie is dit? Jong. Ek sal vir jou borg staan, as jy die geld wil leen. Dankie, oupa, maar nee, ek glo niks op nodig. Luister, jy het 'n keuse. Of ek staan vir jou borg, of ek loop lek die spul swart so om jou die slag oor te sien. Jy kan self kies. Dan vat my nou terug plaas dan. Jy het 'n fraktuur van die rugwervel opgedoen en 'n fragment van die wervel het geskuif en dit veroorsaak nou 'n drukking op die rugmarg. En dit is die rede waarom jy gevoel in jou senuwees begin te verloor. Maar ek gaan jou nou 'n spesialist verwys om te opereer om daai fragmente te verwyder. En jy sal dalk 'n fisio moet doen op die wervels. Wel, jou rug gaan daarna nou miskien nie meer so buigbaar wees nie. O ja, sê sommer vir jou prokureur, hy moet so 'n bietjie wag met daai derde partyhuis. Hier gaan nog heel wat kostes bykom. Derde partyhuis? Tog jy weet daarvan. Kom binne. Hallo, Debbie. Sit. Ek kan nie lank bly nie, ek moet ingaan vir 'n saak. Louis, wat is hierdie storie omtrent die derde partyhuis teen Wim Hofmeyer? Waar hoor jy dit? Ek was net by die hospitaal. Louis, waarmee is jy besig? Niks nie. Dis 'n roetine eis. Ons eis nie teen Wim Hofmeyer nie, ons eis teen sy derde party. Hy het niks met die saak te doen nie. Toe kon jy sê hy het niks met die saak te doen nie. Dis dan hy wat die ongeluk veroorsaak het. Man, jy verstaan nie hoe werk die ding nie. Ons eis teen die fonds, nie teen Wim Hofmeyer nie. Op jou woord. Op my woord wat? Sê op jou woord is nie Wim by die eis gebetaal nie. Louis, sê op jou woord. Op my woord. Ek word bietjie siek en sat vir jou partytrekker uit vir Wim. Wat praat ek jou as hy 'n ongeluk gemaak het? Dis sy skuld. Dis sy roekeloosheid. Dis al wat ek van jou wou hoor. Dankie. Debbie. Ek is jammer. Ons het geen dag beklei voor Wim op die toneel verskyn het nie. Wat het jy weer vanmiddag by die hospitaal gemaak? Ek was by die dokter. Hulle sal moet opereer. Ek het 'n wervel gekraak of iets. Hy sê moet wag by die eis. Daar gaan nog baie kostes bykom. Liewe hemel, Debbie. Is dit ernstig? Ek weet nie. Gaan jy 'n permanente letsel oorhou van die operasie? My rug gaan 'n bietjie minder buigbaar wees, dis al. Maar ek skat dit gaan die eind van gimnastiek wees vir my. Dis tyd. Ons praat weer later. Kom. Chris! Ons is in die pelsies, man. Wie wat? Sy het 'n rugseer gemaak. Hulle sal moet opereer. Wie wat dit alleen gekos? Tussen 6 en 7000 rand. En dinge word al hoe beter en beter. Dis mooi. Ag nee, dit help nie. Ons gaan bly die patroon nie, man. Die ou vry elke keer iets anders. Miskien die spot moet so hou. Ons sal alles moet leer. Ga jou bek, John. Ons kan bydien nie alles leer nie. Jy kan nie 6 dae rus en al die werk gewaarloos nie. Die 7de dag wakker skrik en ongeslaag. Dis onbybels. Maar dan gaan ons plak, dis al. Nou, ek dink jy kom so al nader en nader aan die waarheid. Kippie is weer in die hospitaal. Sy het 'n rugwervel gekraak en sy word vanmiddag geopereer. Waar opereer hulle? In haar verwoord. Weet Christine, na Kippie was ek nog nooit weer gekeis het.
Sy het amper 10 jaar laas van jou gehoor. Dis tog effens belangrik. Ja, weer is belaglik. Candace. Kim. Is je oké? Het is jou niet tijd hier. You're stupid. Plaats je voor Engels wat je kunt tegenkomen. Wat gaan jy nou maak? Werksoek kan ek. Oh, kandidaat, maar dis September. Einde volgende maand is die eksamen. Dan is jy klaar met basis. Dit is stupid om nou te wil by. Wel, ek gaan dalk by die afchop. Ag, luister Candace, ek dink dis tyd dat ons 'n bietjie praat. Stel dat jy solo gaan. Los ons uit as ons omkom, dan kom ons om. As jy nou begin leer dat jy hier deurkom, skuld ons niks nie. Maar my jaarpunt is afgryslik. Die proffie like jou man. En buitendien ek en 'n morgen gaan sneeuwelpel met of sonder jou. Ek verstaan net soveel van Engels as van Frans af en dis zero. Kan een van julle vir my sê waar Wim Hofmeyer se kamer is? Hier sien Wim Hofmeyer iemand. Candace man. Kom. Sê John. Hallo. Kyk waar die kat ingebring. Ek wil met Wim praat. Sê nou eintlik ons moet skoor toe word. Ja. Het jy al gehoor van asseblief? Ek dink dis in Wim se eie belang dat julle waai. Niks wat jy nog ooit gedoen het was in my belang, nie, Louis. Oké, manne. Asseblief. Ek sal seker maar met die lys moet praat. Ons wag net hier buite. As jy enige moeilikheid het, roep maar net. So jy het gehoor, né? Is dit al wat jy wil weet? Nee. Ek wil weet wat jy nou gaan doen. Jou belangstelling roer my tot trane, Louis. Wie wat? As dit my aster was en 'n ou het haar raak gery. Enige ou, want ek presies dieselfde gedoen as jy. Dat jy goed voel. Maar ek is bly jy verstaan. Net, in my geval sou ek dit vir haar gedoen het. Nie het wraak. Dit is altyd beter om twee vleie met een klap te vang, is dit nie? Oké, Louis. Ek is nie lus vir jou selfvoldanige kraaier nie, so kom ons knip die gesprek weer skop. Diep jou ouers het 'n probleem. Maar los die derde party toe. Hulle gaan jy kos as opjaag met prokureurs en dagvaardings nie meer weet wat nog. O nee. Ek sien. Ek is bly jy sien. Want ek en Debbie gaan binne gemeenskap van goedere trou. Hoe gaan ek dit geniet om julle Hofmeyer se geld te mors? En sy weet natuurlik glad nie waarmee jy besig is nie. Weet sy? Nee, sy weet nie. En ek glo nie jy sal haar gaan sê nie. Jy het integriteit van. En dis wat ek van jou waardeer. Jy het nie. Dis reg, ek het nie.
Nie waar as jy Hofmeyers aangaan nie. Ek dink jy moet liewer nou gaan, Louis. Jy het 'n oomblik gehad. En ek hoop jy het dit geniet. Man, ek het in jare niks so geniet soos hierdie besigheid nie. Ek hoor jou saam kom môre voor. Ek sal daar wees. Sien jou daar. De klag teen die beskuldigde is dat hy op die 25 Augustus vanjaar 'n motorvoertuig bestuur het sonder dat hy ingevolge die motorvoertuigassuransiewet in besit was van derde partyversekering. Wat pleit die beskuldigde? Skuldig, Edelagbare. Het u op die betrokke dag die voertuig bestuur? Ja, Edelagbare. Was die voertuig in besit van 'n derde partyversekering? Nee, Edelagbare. Ek vind u skuldig. Het u iets ter versagting aan te voer? Edelagbare, ter versagting wil ek dit aanvoer dat ek 'n student is op 'n werk om my eie studies te betaal. Ek het nie geld gehad toe die assuransie verval het nie. Meneer die aanklaer? Edelagbare, ek wil net u daar 'n patent maak dat 'n dame op dieselfde dag deur die beskuldigde omgery is en dat sy betreklik ernstige beserings opgedoen het. Daar gaan dus 'n eis teen die motorvoertuigassurantiefonds ingestel word en ek meen daar kan geen sprake wees van versagtende omstandighede nie. Die beskuldigde het blykbaar die geld om 'n motor en petrol te bekostig en ek kan nie sien hoe die feit dat hy 'n student is gronde kan wees vir versagtende omstandighede nie. Dankie meneer Du Plessis. Ek is dit met u eens dat daar geen sprake van versagtende omstandighede is nie. Ek vonnis die beskuldigde tot R150 of 6 maande gevangenisstraf. Edelagbare, ek het nie op die oomblik die R150 nie. Ek het. Ek sal die boete betaal, Edelagbare. Nou goed, daar is skuld aan albei kante. So moenie vir my kom vertel, julle kon nie verhelp wat tot hiertoe gebeur het nie, né? Jy, Wim, kan bly wees, jy nog nie van roekelose bestuur aangekla nie, jy het daar van lig afgekom. En jy, Louis, jy kan bly wees, jou meisie lewe nog. En dan nog 'n ding. Wat het Wim ooit in sy lewe vir jou gedoen wat jy hom moet vervolg, hè? My redes is my eie saak. Ek is nie van plan om met oupa dit te bespreek nie. Jy sal verdomd moet as ek so sê. Die daad toe ek vir groot mense geskrik het is lankal verby. Ek laat my nie meer intimideer nie. O so. Nou kyk. Ek verstaan jy reken Wim met nog van integriteit. Ek het niks nie hoor, niks. En as jy te veel van 'n lafaard is om vir daai meisie van jou te sê waarmee jy besig is, dan sal ek. En wat dink oupa, wat gaan dit help? Man, ek is nie 'n gek nie. As hy daardie eis nie teken nie, dan is daar nie 'n eis nie. Sit dit in jou pyp en rook dit. Oupa, ek dink jy oupa verstaan mooi nie. Dan shut up, ek het nie met jou gepraat nie. Toe Louis, wat sê jy? Ja, daar's maniere om 'n ding te doen en daar's maniere. Is jy dan skelm? Nee, ek is nie soos 'n sekere deel van die familie nie. As jy na jou Gerard verwys, tel jou woorde. Daar's nog sulke dinge soos lasterwette in die land, verstaan jy? Ek het aan niemand in die besonder verwys nie, het ek? En hoe gouer oupa besef ek weet meer van die wet af as jy, hoe beter. In elk geval, ek dink ek mors my tyd. Ek gaan terug kantoor toe. So, jy gaan voort met jou knoeiery. Is dit jou antwoord, Louis? Ek hoef nie te antwoord nie, ek hoef nie te luister nie, ek hoef nie my tyd te mors nie. Totsiens. Louis, as jy oorlog soek, dan sal jy oorlog kry, hoor. En die soort oorlog wat ek soek, kan julle net verloor. So klein. Ek kon oupa gesê dit gaan nie werk nie. Ag, ek gaan lê nie oor so 'n stuk strooi nie, man. Oupa het nie geld nie. Hierdie soort oorlog gaan geld alles. Dis wat jy dink. Dis wat jy dink. Hallo, baby. Gaan het goed mee? Ek is eintlik 'n bietjie haastig om nog terug aan kantoor toe. Ek wil hê jy moet vir my vorms teken. En dan is daar geen vertraging met die eis nie. Nou al. Maar jy kan mos nie nou al die rekenings sê nie. Al die rekenings gaan direk na die prokureurs toe. As jy dit teken, dan het hulle dit. Wat klaar is klaar. Teken daar. Ek hou nie daarvan om blanke vorms te teken, Louis. Man, dis jou prokureurs. As jy nie verneek nie. As jy die eis gaan vertraag, beteken dit jou pa moet self al die rekenings betaal. En hy het nie R1000 om mee rond te speel nie. Hoekom is jy so haastig, man? Omdat ons oor 2 weke trou. Daarom. Ek sien lus om ons spul losdraande op te tel as ons eers getroud is. Waarvoor eis jy alles? Direkte mediese koste, regskoste, ongereef van pyn, verlies van ruggraat, se buigsaamheid. Wat maak dat jy meer gimnastiek kan doen nie? Skade aan jou klere, jou fiets en so aan. Altesaam omtrent tussen R6.000 en R7.000 skat.
Ek sê wat. Los dit alles hier. Dan kom maar jy van die vanaand weer kom kuier. Teken dit man. Nee, Hoekom nie? oor ek nie nou lus voel nie daarom. Vertrou jy my nie hoor? Ek sou ook nie as ek sy was nie. Ek dink oupa beter oupa homself uit hierdie besigheid uit. Hoekom nie? Sodat jy kan ongehinderd voortgaan met jou gekonkel, hè? Ek is Louis en Candace se oupa. Ek dink ek Pieter vir jou vertel waarmee Louis besig is. Hy is besig om van Candace gruwelik te bedonder. Kan ek hier oomblik sien asseblief? Seker, meneer Kloete. Dis oor meneer Hofmeyer. Oor sy punte. Ek as u miskien met hom kan praat. Sien, hy dit nie so maklik nie. Hy moet elke dag hoop vertaalwerk doen om vir sy studies te kan betaal. En 2 weke gelede het hy 'n meisie omgery. Nou is daar 'n hengse derde party eis teen hom. Wat het dit alles met my uit te waai, meneer Kloete? U sien, as hy nie eksamen toelating kry nie, is hy 'n goner, prof. Meneer Kloete, die universiteit se regulasies maak nie voorsiening vir die uitsondering op hierdie reël nie. Meneer Hofmeyer weet wat moet hy doen om toelating te kry. En as hy dit nie doen nie, is daar bitter min wat ek vir hom kan doen. Prof, sien, hy kan volgende jaar werk kry by 'n koerant, maar as hy dop, dan is dit sy eie saak, meneer Kloete. As ek nou jy was, dan sou ek baie meer bekommerd gewees het oor myself. Jy weet, jou akademiese lewe hang ook maar aan 'n draai. Regtig, prof? Regtig. Baie dankie. Wat jy nou so skielik begaan om my te sien. Ek by die afgelope paar dae nie kom besoek nie. Oor jy nie die moed gehad het om jou gesig daar te kom wys nie. Enige normale mens wat in ongeluk was, stel 'n eis teen sy derde party. Maar ek sê, wat is jou probleem? Wim Hofmeyer nie. Elke keer as ons argumenteer, as ons vassit, as dit oor Wim Hofmeyer. Kyk, ek word nou stadig en siek en sad daarvoor om verwyd te word as ek jou probeer help. As jy nou so sterk oor die man voel, man, verwil nie my trou, kom trou met hom. Dis wat ek ook al gewonder het. Ek sê maar, Louis. Ek het dit nie bedoel nie. Goed. As jy dit nie bedoel het nie, hoekom jy dit gesê? Oor jy mense nader aan dwing om sulke dinge te sê. Ek wil hê jy moet nou besluit. Nou. Wil jy nog met my trou? Ja of nee? Natuurlijk. Nou goed. Dan doen jy dit sonder om voorwaardes te stel. Maar Louis, ek sal nie met jou kon saamlewe as daar die eis gedurig tussen ons twee kom nie. Maar moenie kinderagtig wees nie. Waarmee dink jy gaan jou pa uit die hospitaal en die dokters en die spesialiste betaal, hè? Toe sê my. En waarmee dink jy gaan Candace die eis betaal? Wel, as hy pa nie wil opdok nie, kan hy maar gaan werk. Dis hoog tyd. Dat hy ophou om ander mense te parasiteer. Ek het nie die minste simpatie vir hom nie. Niks. Louis, kan ons nie maar die ding tussen ons skik nie? Nee. Ek hanteer die saak en los my asseblief nou uit. Ek weet wat die regte prosedure is en hierdie soort van ding doen jy op die regte manier en niks anders nie. Ek kan nie daardie dokumente teken nie. Jy hoef ook nie. Jou pa klaar. Hy kan, jy weet, hy's minderjarig. En altyd, né? Ja, ek wen altyd.
best. Wat wil jy hê? Ons 'n bietjie praat. Gaan eers stort en skoonmaak. Ek nou tyd om te praat. Ek sal wag. My wil praat kan jy kroeg toe kom. Sal nie lank wees nie, Ben. Net so 'n minuut te wag, man. Gaan oor ons seuns, Ben. Nou wil jy by my kom staan en kry. Ek kan jou nou al sê, dit gaan nie help nie. Wat dink jy is reg dat ons kinders ons vete moet voortsit, man? Hè, Ben? Onthou jy wat jy gesê het toe ek jou kom vra om te help met die plaas? Ek het op my knieë gekruip vir jou. Ek het jou skoensoole nat gelek. Onthou jy wat jy gesê het, hè? Onthou jy? Jy het gesê jammer swaar. Dis elkeen vir homself in die lewe. Oh my God. Nou sê ek dit vir jou ook. Dis elkeen vir homself. Kom in jou karre, ry jy mos my bloody tyd. Vir 15 jaar. En jy my nie geken nie. Nou het jou kind nie moeilikheid, dus nou weet jy skielik waar om my te kom soek. Ek het net een woord vir jou. Ons voetsak. Voetsak uit my lewe uit. Jy en jou bloody pa en jou niks wat kind en jou oorlede bloody snotvrou. Hoor eens op, Ben, jy los Emmy se naam hier uit. Sis toch. Nou dat die teef dood en begrawe is. Ek waarsku vir jou, Ben. My staan aan vas nie. Bliksem. Jy het gesoek hierna, Ben. Fonkel jy en Louis nou verder, hoor? Ons sal sien wie wen. Bastard! Ek hoop jy is tevreden met wat jy gedoen het. Waar dink jy miskien gaan jy nou weer? Ek gaan prokureer toe. Om wat te maak? Hoor eens op, pa. Aan die eerste plek, daai man het my aangerand, né? Aan die tweede plek moet hy nie dink ek gaan betaal net wat hy vra nie. En daai meisietjie, as sy nalatig was, pa, net 10% gaan ek vir hulle ry. Man, jy's net die spul swartse. Vir julle gaan dit om julle wonderlike wraak. Oor hofsaake en moddergooiery en te dem met wie se naam in die proses beveil word. Pa, het ek die gemors gemaak? Is dit ek wat die ongeluk gemaak het, pa? Nou wil ek vir pa iets vertel. Wim gaan sy goedjies pak en hy kom terug plaas toe. Want sy geldmorsry en sy gespeelry het nou net way ver genoeg gegaan. En dis klaar. Pragtig. So los jy al jou probleme in die lewe op. Sê vir my, Gerard, jy het ooit daaraan gedink om iemand anders se belange bo aan jou te stel? Toe kan das in die moeilikheid was, het jy hom gehelp? Goed, nee. Maar toe Ben Swart aan jou raak, toe spring jy in. Toe is dit skielik ewe belangrik genoeg om prokureurs toe te hardloop. En wat van Kippie? Kippie, pa, ek ken nie die meisiekind en ek stel nie belang in haar nie. En laat ek vir jou iets vertel wat jy nie weet nie. Daardie kind en Kantas vrek oor mekaar. Hulle is nog net te dom om dit te weet. Maar een van die dae, dan gaan hulle dit uitvind en dan vat hulle mekaar. En waar los dit vir jou en Louis Swart en Ben met julle hofsaak en julle eise? Dink 'n bietjie daaroor na. Telefoon by die biljartsaal! Meneer Kantas Hofmeyer! 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 Kyk, ek het gehoor. Wie is dit? Dis 'n meisie, meneer. Ek het die meisie gesê die ou meneer is besig. Jy het meneer, maar sy taamlik vasberade geklink, meneer. Hoe klink sy varkmerk? Mooi of gaaf? Nee, mooi, meneer. Skryf vas stem? Soos die soete geklingel van klokkies aan die hemeltrans, meneer. Is dit al? Nee, meneer, so teer soos die gekoer van 'n moederduifie vir haar kuikens. Nee, het klink vir my na 'n troumeisie. Jy weet ek praat mos nie met troumeisies nie, hè? Sy het gesê haar naam is 'n Kippie of iets, meneer. Nou, hoekom sê jy nie so nie, man? All love starts in the clouds. All love ends in dirty linen. Hallo, Kippie. Helma, jy het baie tyd. Ek wil met jou praat, Kandas. Kan ek iewers ontmoet?
dink jy het gaan werk? Wel, die computer sê so. Anyway, elke keer as ons spot is dit mis. So ons kan niks verloor nie. Ek like dit niks. Nie dat ek iets teen Kippie het nie, moenie my verkeerd verstaan nie. Maar die kans dat die prof daai vrae gevra is zero. Dis wel en alles wat nie op is. Hy's 'n spiteful kerel, man. Hy's 'n grim ou. Kippie het ure aan die ding gewerk. Ek sit al my geld by die vraestel. Jy vergeet, is jou skuld dat ons laas misgespot het, hè? Luister, John. Ek voel vere waar jy swat, maar ek gaan die ding swat, okay? Blinded with love for a maiden, he walks to death, so singing and praising. Ek is geen verdomd verlief en so shut up. Jy is 'n papegaai met Parkinsons 2 weke al. As dit nie verlief was nie, is ek 'n Daisy. Nou okay, ou Daisy. Kom ons gaan vermaak toe. Dag, Jan. Dag, Wim. Jong, jou pa wil met jou praat. Is iets verkeerd? Jou pa en jou en Ben Swart kon op die uiteinde toe nie hulle pote van mekaar afhou nie. En as jy dink daar was na jou ongelukkige gemors, dan moet jy nou die ding sien. Pa, los, wag. Ek wil praat. Wim, ons gaan hof toe met hierdie ding, hoor. Ons gaan die eis staan. Ek wil hê jy saam mee gaan prokureurs toe. Het pa vergeet as 'n man is op sy eie stoom regkom. Nee, dan kyk nie pa se hulp nodig. Moenie weer staan harde gat hou nie. Harde gat. Kyk maar, moenie lag nie, pa. In die geval van derde party eis, word die skuld altyd na al kante toe toebedeel, verstaan? Op 'n persentasiebasis. En die hof die Nee, pa. Wat bedoel jy nee, pa? Punt is dat as ek aan nie omgery het nie, dan sien jy met stywe rugwervels gelê. Sê vir my, wie se kant is jy nou eintlik? As dat 'n besluit is, sal ek self besluit. Met ander woorde, jy wil hom maar ewig gelaat en daai geld oorbetaal aan die swartse. Nie aan die swartse nie, pa. Aan Kippie. Oh, en waar gaan jy dit nogal kry, sê my? Nee, dat eintlik pa se besigheid is nie. Maar ek het werk gekry by 'n koerant volgende jaar. As jy deurkom by gesê. Ek sal deur. Ja, Wim. Ja, Wim, dit wil ek nog sien gebeur. Maar alright. Miskien het hierdie ding 'n bietjie vinnig op jou afgekom. Miskien het jy 'n bietjie tyd nodig om te dink daaroor. Ek gaan jou tyd gee om te dink, Wim. Tot môre middag. Maar Shinkie, as jy nie vir my bel nie, dan sit jy in jou pote weer in my huis nie, hoor jy? Gerard, hou nou jou bek en loop, man, voor jy dinge sê wat maar kon gebly het. Jy is jou ma se kind, nee. Jy het 'n ander manier van dinge doen. Sagte manier. Maar ek dink jou pa is die slag miskien reg. Is verkeerd ook. Ag, wees nou prakties, man. Daar's nog studieskuld ook. Ek het nie 'n sent studieskuld nie, oupa. Hoe jy dit reg gekry? Ek het vir my ticket gewerk. As dit my pa wou gehad het. Ek het dit nie geweet nie. Oupa, hy en Ben Swart nie handgemeen geraak nie. Sou hy my nog kom help? Nee. Alles gaan net om homself. Is vir sy eer dat hy hof toe gaan. Kippie en ek is net voorwerpe. Pionne op sy skaakbord. Wim, dis nie oor hom wat jy geweier het nie, né? Wat bedoel ek? Dis oor Kippie, nee, Albert. Ja. It's damn sad, Katas. It's damn sad.
Je kan allemaal bluffen, nee, je kan mij niet bluffen. Nee. Ik kan niet vertellen, nee. Ik hoop niet gewoon dat ik zo lang in je kamer gewacht heb. Wat wil je? Ik het kon vrede maken. Vrede maken. Wat bedoel je? Je weet zeker, ik en Debbie terug zaterdag. Ik en jullie komen uit meer voor je vakantie, dus wel. We hebben nooit met mijn kaartje gestuurd. Daar is eigenlijk meer tijd, is dat? Je hoeft niet zo achterdochtig te lijken dan. Met jou is ik altijd achterdochtig. Altijd een bijmotief. Wat is het? Nou goed, ik heb een bijmotief. Ik wil je moet komen kijken hoe Debbie mijn vrouw wordt. Ik wil van eens en altijd het einde maken aan Kippie en Candace. Verstaan je dat? Hallo. Hallo, professor Peacock. U zal mij niet kennen, professor. Dat is Zwart hier. Louis Zwart. Ik is staatsaanklager bij de Landroshof. Ons heeft reden om te vermoeden dat haar onregelmatigheid is in verband met vraagstellen wat door u opgesteld is. Ja, professor. Zal u omgaan als ik u kom zien, alsjeblieft? Dank u, professor. Baie dank u. Waar krijg je dat? Als ik die vraag stel. Niet woordelijks, niet, maar bij de essentie is het. Waar kom je daar aan? Iets van Wim Hofmeijer in die klas. Als je die zaak wil onderzoeken, zal je zien dat zijn handschrift daar niet. Ik veronderstel je weet wat de implicaties hiervan is. Ik zit. Begin. Die kerel gaan geschorst worden om je munten daarvan te zien. Het is diefstal. De universiteit zien het in een baie sterk licht. Ja, professor, ik weet. Als ik mag vragen, wat is die belang hierbij? Als je denkt dat het bijmotief, dan is hij verkeerd. Hofmeijer is mijn neef, professor. Het is jammer, meneer Zwart. Ik denk niet het bijmotief nie is. Het is net, je kon stilgebleven. Je gaat die kerel zijn toekomst verwoesten. Ik heb daarom ook gedacht. Dus ik kom naar u toe gekomen. Misschien kan hij aan een vraagstel opstellen. Het is jammer. Ik wil u niet compleet met de nietigheid. Maar ik denk, je wordt hiervan te weten. Wel, tot ziens, professor. Tot ziens, meneer Zwart. Wie ziet het?
Meneer Hofmeier, Professor, hoe het u dit reg gekry om my vraestel te steel? die vraestel is... Ek weet u is nie die beste student wat ek al hier gehad het nie, laat ons nou maar eerlik wees. Maar ek het nogal gehou van jou. Ek het gedink jy's eerlik, jy het integriteit. En nou moet ek uitvind jy's 'n dief. Professor, ek dink daar's... Meneer Hofmeier, hierdie vraestel, is dit nie jou handskrif nie? Ja, professor, maar ek dink daar's ergens 'n misverstand. Nou, dit kan jy gaan verduidelik aan die rektor of die polisie as jy wil. Professor, u het my 'n dief genoem vir die hele klas en is lastig. U vra my nie waar daai vrae vandaan kom nie. U neem sommer aan dat ek dit gesteel het. Goed, professor. Ek sal saam gaan rektor toe. Ek sal saam gaan polisie toe. Daai vrae is my spotvrae. En as daar enige van die vrae is wat wel so is, dan was dit blote geluk. Meneer Hofmeier, al 10 hierdie vrae is in my vraestel. Is dit nie baie toevallig nie? Nee, professor, dit is nie so toevallig nie. Ons het die vraestel van die afgelope 15 jaar geprogrammeer en vir die rekenaar gevoer. Die rekenaar het daai 10 vrae uitgekies. En met daai 10 vrae kan ek enige een van die vraestelle oor die afgelope 15 jaar deurkom. As my sal verskoon, ek loop. Professor, wat kan das gesê, dis die waarheid. Ons was by toe die meisie die goed vir die computer gevoer het. Dis 'n juffrou Kritzinger, BSc, 3de jaar. Ek is jammer, meneer Kloete. Miskien het ek te vinnig opgetree. Sal jy asseblief meneer Hofmeier vra my te kom sien? Professor, as ek mag vra, waar kry jy die aantekeninge? Hy is seker meneer Swart. Ek het geen rede gehad om sy woord in twyfel te trek. Skoon as, professor. Wat doen jy, man? Ek kan verduidelik. Man, asseblief, ek trou oor môre, man. Trou oor môre. Jy gaan nie mooi lyk op jou snaps nie, Opel. Saak soos die is daar nie plek vir sentiment nie. Louis probeer net sy bes en jy is verkeerd, Debbie. Pa, Debbie is reg. Debbie is verkeerd en basta dan. Louis is 'n vark en ek's bitter jammer dat my suster met hom gaan trou. Maar Christine, ma weet nie wat hy met Wim aangevang het nie. Ek het my mond gehou oor ek in die troue wil ontwrig nie, maar ek dink is hoogtyd dat jy uitvind wie en wat hy is. Christine, ek sal nie toelaat dat jy vir Debbie ontstel nie. Wat het hy gedoen? Ek wil weet. Hy het vir Wim by 'n prof beskuldig dat hy 'n eksamenvraestel gesteel het. Die prof het Wim vir die hele klas 'n dief en 'n bedrieger genoem. Waar kom jy daaraan? Dis nie sommer 'n storie nie, maar dis die heilige waarheid. Dis jou vraestel wat Louis in die hande gekry het, Debbie. Daar's 'n helse bohaai in die dameskos, hy sit daaroor. Christine, jou taal. Is pa meer bekommerd oor my taal as oor 'n vark soos Louis? Ek sal dit nie in my huis duld nie. Ons is nie 'n klomp barbare nie. En as jy nie na my wil luister nie, kan jy na jou kamer toe gaan. Dadelik. Nou goed, dan gaan ek. Ek ook. Ek gaan nie met Louis trou nie, ma. Debbie, wag nou. Wag nou, jy het nou nie die een kant van die saak gehoor. Ag, ma. Wat aan die ander kant van die saak kan daar wees? Maar Debbie, Louis sal seker kan verduidelik. Ek wil nie na hom luister nie. Hy het een keer vir my gelief. Ek sal weer doen. Julle is besig om die hele ding nou uit perspektief te ruk. Christine het self gesê dat Candace se maats vir Louis daarna gaan aanrand. Dis nie aanrand nie, maar dis opneek. En dis wat hy verdien. Debbie kan mos nie nou kop uittrek nie. Ek twyfel lankal oor hierdie getrouery. Natuurlik, Hartjie. Enige meisie twyfel voor die tyd. Dink jy ek het nie opgetwyfel nie? Ja, maar pa's nie Louis nie. Louis is lief vir jou. En 'n man is 'n snaakse ding.
As hy vir 'n meisie beklei is daar nie reëls nie. Toe. Ontspan nou. Wil jy op jou mooiste kan lyk nie. Jong, as ek jy is, dat ek een die trein gaat sy hand toe. Waar dink julle gaan julle? Julle bly net hier in Disneyland. Ben jy ons bly? Oh, ons moet jou bystaan in jou beproeving opbel. So dag laat hom maar nie sy vriende in die steek nie. Julle gaan net nie moeilikheid maak met die trou nie, verstaan julle? Hel, kantas man. Ons wil maar net gaan kyk hoe lyk die ouetjie se parents is in sy trousuitjie saam. En ek wil 'n paar snappies vat van 'n morgie se kunswerk. Right. Maar julle gedra julle, okay? Ons gedra ons mos altyd. Weet je, voor het is je weekjes bezig om de grootste fout van je leven te maken.